Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings hier op ons donderdagoggend. Ons gaan voort met Johannes 19, die laaste verse vanaf vers 38 af. Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode in die geheime disipel van Jesus was, Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en adelhout gebring. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye in linnedoeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. By die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waarin niemand nog ooit neergelê is nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. Geliefdes, hierdie gedeelte is vol verskriklike detail en interessanthede wat ons baie maklik kan mislees. So kom ons begin maar by Josef van Arimatea. Hierdie iemand wat in die geheime disipel van Jesus was. Lees ons daai, het vrees vir die Jode. Maar hier by Jesus se dood kom hy na vore. Die kruis bring iets na vore wat eintlik lank weggesteek was. Sy liefde vir Jesus kan nou nie meer weggesteek word nie. Die kruis verander dit. En hy kom in die openbaar, heeltemal in die openbaar. En hy kom vra toestemming dat hy Jesus se liggaam mag neem. Interessant ook, Nikodemus verskyn weer op die toneel. Ons onthou hom, dis die man wat in die nag na Jesus toe gekom het in Johannes 3. Nou bring hy oorvloedige hoeveelheid speserye. Dis letterlik dit wat gebruik word vir 'n koninklike begrafnis. Daarom dat Johannes hierdie detail vir ons deurgee, wat ons nou nie meer weet nie, want ons is nie Jode nie en ons het nie meer die gebruike nie, maar dit was die gebruik vir wanneer 'n koning gesterf het. En hierdie twee manne wat eers uit vrees het Nikodemus in die nag na Jesus gekom. Josef van Arimatea was in die geheim 'n disipel. Hulle kom nou uit die donkerheid en tree dan die lig op. Hulle neem beheer van hierdie situasie. En interessant, né, want tot nou toe het hulle eintlik nie 'n belangrike rol gespeel in die evangelie nie. En dit leer ons ook dat God gebruik baie keer mense wat ons nie sou verwag nie. Ook in ons eie lewe, né? Gebruik God baie keer mense wat ons dit nie van verwag nie en op oomblikke wat alles verlore lyk. En dan is dit ongelooflik mooi die detail van met hoeveel respek en sorg hulle Jesus se liggaam behandel en hulle hanteer hom waardig en as 'n koning. En dan 'n groot detail wat genoem word, dat Johannes noem spesifiek, daar was 'n tuin en 'n nuwe graf. Nou, dis nie toevallig nie. Onthou, ons is besig met Johannes. Onthou waar het Johannes begin, né? Sy hele begin van sy evangelie was in die begin. Dis dieselfde woorde wat jy in Genesis gelees het. Nou vat ons weer na 'n tuin toe. Dink aan Genesis 3 se tuin. Net daar waar die sondeval plaasgevind het, daar waar die dood in die lewe ingekom het. En nou weer in 'n tuin word Jesus begrawe. God is besig om iets nuuts te doen in hierdie tuin. Hier gaan iets baie groot kom. En môreoggend wanneer ons hoofstuk 20 lees, dan weet ons het daar 'n hele dag tussenin verloop. Want ons lees aan die einde van ons teks, het ons gelees, dit was
die voorbereidingsdag van die Jode. So dit is die Vrydagmiddag, amper net voor donker, want hulle moet nou skarrel, want die Sabbat is op hande, en dan die hele Saterdag, is Jesus in die graf, hy is dood. En hierdie gedeelte wat ons nou lees, bring ons dan tussen Vrydag se kruis en Sondag se opstanding. Dit is 'n plek van stilte, so 'n plek van wag, so 'n plek van onsekerheid. En ons leef baie keer in hierdie tussentyd, tussen belofte en vervulling, in hierdie onsekerheid, in hierdie tussenin tyd. Maar as ons kan onthou van hierdie Saterdag, en daarom is dit vir my so mooi, dat baie kerke het 'n tradisie, dat met Paasnaweek het hulle baie gemaak van die Saterdag as 'n stil Saterdag. Om te sê dat wanneer alles stil en verlore lyk, is God steeds besig om sy grootste werk voor te berei. Mag ek en jy hierdie mooi goed in die teks raak sien vandag. En mag dit vir jou spesiaal en kosbaar wees. Amen. Here, baie dankie dat ons al hierdie waarheid mag lees. En dankie dat ons kan sien wat 'n verskil, selfs hier, die kruis al maak. Gee dat dit elke dag in ons eie lewe ook so verskil sal maak. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens.